Ja, goeiemôre of goeiemiddag of goeienaand wanneer jy die video bekyk. Ons gaan die diens van Goeie Vrydag gaan ons nou opneem, want ongelukkig het ons die diens gemis. Toe ons later kyk en toe sien ons die opname was nie suksesvol nie en daarom het ons besluit om die boodskap van Goeie Vrydag nou te herhaal, want ons glo dat die boodskap van Goeie Vrydag tog baie belangrik was. Goeie Vrydagdiens is vir my een van die belangrikste dienste. Dis tog die herdenking wat ons doen dat Jesus vir ons gekom het om vir ons te sterf. En dit is wat ons dan op Goeie Vrydag herdenk. Ons het nagmaal gebruik op Goeie Vrydag omdat ons juis glo dat dit die regte oomblik is om dit te doen. Dit is wat Jesus gedoen het op die nag dat hy verraai is, het hy die nagmaal met sy disippels gebruik en ons het dit ook so gedoen. Terwyl ons nagmaal bedien het, het ons gedink aan wat sou daar in die hemel gebeur het op die oomblik dat Jesus gevange geneem is en deur die hele lydingsproses moes gaan. Dis nie iets waar ons by stil staan nie, en dit is ook nie iets wat regtig gedokumenteer is in die Bybel nie, behalwe as ons Openbaring 5 lees, en ons daar lees hoe Johannes opgeneem is in die hemel in die gees, en hoe hy gesien het wat daar gebeur het. Daar het hy gesien en gehoor hoe 'n engel roep, wie is waardig om die boek oop te maak, om die seels te verbreek en die boek oop te maak. En daar was niemand waardig om dit te doen nie, en Johannes het hartstogtelik begin huil. Nou sê die Bybel daar, hy het begin huil omdat niemand waardig was nie. Ek glo ook dat Johannes deel was natuurlik van die proses wat Jesus deurstaan het in daardie tyd, die geweldige trauma wat daar was deur Jesus se lyding, sy marteling, alles wat hy deurstaan het en dan uiteindelik sy dood aan die kruis. Johannes het dit letterlik beleef. Ek glo Johannes het daar, toe hy dit sien wat gebeur het op die oomblik dat Jesus moes sterf in die hemel, dat hy hartstogtelik begin huil het ook om dit wat hy beleef het tydens daardie proses. Maar wat as God daar besluit het? Daar word gesê dat toe Jesus uitgeroep het aan die kruis, my God, waarom het U my verlaat? Dat God sy gesig afgedraai het van die toneel, omdat God die Vader dit nie kon sien wat daar gebeur het aan die kruis nie. Wat as die Vader daar besluit het van, weet jy wat, julle is so aggressief teen my seun, teen my, hoekom sal ek julle nog spaar? Hoekom moet ek toelaat dat my seun deur al hierdie marteling en al hierdie stryd moes gaan en hy miljoene engele opdrag gegee het om in 'n oogwenk die hele wêreld te sal vernietig? Ons het daaroor gedink, oor God se geweldige groot liefde, om toe te laat dat sy seun deur hierdie hele proses van marteling en dood gegaan het vir ons, sodat ons versoen kon word as mens met die Vader en ons sondes versoen en vergewe kon word. Ek glo nie ons besef die impak van die kruisiging van Jesus, wat sonder sonde was, wat bereid was om die pad vir ons te gaan, sodat ons vandag kan sê, ons is weergebore, kinders van die lewende God, kinders van die liefdevolle Vader, wat deur die genade van Jesus Christus gesorg het, dat ons sondes versoen is, en ons nie net ewig kan lewe nie, maar dat ons deel is van die gesin van God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Voor ek met my boodskap begin, gaan ek net 'n gebed uitspreek. Kom ons bid saam. Vader, as ons hierdie dinge so benoem, as ons daarby stil staan, U geweldige groot liefde vir ons as mens, dan is dit vir ons onverstaanbaar dat U alles toegelaat het. Dat U alles moes toesien en toestaan, dat die mense U seun martel en uiteindelik aan 'n kruis laat sterf. Daar is nie woorde om vir U dankie te sê, vir U geweldige groot liefde,
vir ons as mens. Help ons, o God, om die boodskap, die evangelie, te bring aan ongelowiges, om te weet wie u werklik is, en hoe u dit met ons as mens bedoel het. Ons bid vir die boodskap, elkeen wat na hierdie boodskap gaan luister, wil u woord seën in die harte van mense wat hierdie video gaan bekyk. Word verheerlik deur ons in Jesus se naam. Amen. My boodskap vanmôre gaan oor Jesus wat voor Pilatus gestaan het met Barabbas. Maar ons lees dit in Matteus 27 vanaf vers 15. Ek gaan dit vir julle lees. Ons het nou nie 'n PowerPoint presentasie met die versies nie. Ek kon dit gedoen het. Maar ek glo as jy by die huis sit en jy kyk hierdie boodskap by die huis, dan kan jy jou Bybel vat en dit self in die Bybel gaan lees, die versies wat ek hier noem. Die rede hoekom ek altyd 'n PowerPoint het, is maar omdat nie almal hulle Bybel saam het nie. En ek glo dat as die woord verkondig word, dan is dit goed om te lees, dat dit in die woord staan. So asseblief, ek vra jou, ek daag jou uit amper om te sê van, vat jou Bybel, die versies wat ek noem, lees dit en sien dat dit regtig in die woord staan. Dis waaroor dit gaan. Maar ek lees nou vir julle uit Matteus hoofstuk 27 vanaf vers 15 en dan lees ek vers 15 tot en met vers 26. Hier staan in my Bybel, ek lees nog steeds uit die ou vertaling en dan staan dit hier, en op die fees was die gouverneur gewoond om een gevangene, die een wat hulle wou hê, dis die volk, vir die skare los te laat. En in daardie tyd het hulle 'n berugte gevangene gehad met die naam Barabbas. Nadat hulle dan byeengekom het, sê Pilatus vir hulle, wie wil julle hê moet ek vir julle loslaat, Barabbas of Jesus wat genoem word Christus? Want hy het geweet dat hulle hom uit nydigheid oorgelewer het. En terwyl hy op die regbank sit, het sy vrou na hom gestuur en gesê, moet tog niks te doen hê met die regverdige man nie, want ek het vandag in 'n droom baie gelei om sy ontwil. Maar die owerpriesters en die ouderlinge het die skare oorgehaal dat hulle Barabbas moes begeer en Jesus moes ombring. Toe antwoord die gouverneur en sê vir hulle, wie van die twee wil julle hê moet ek vir julle loslaat? En hulle antwoord, Barabbas. Pilatus sê vir hulle, wat moet ek dan doen met Jesus wat genoem word Christus? Hulle sê vir hom, laat hom gekruisig word. En die gouverneur sê, watter kwaad het hy dan gedoen? Maar hulle skreeu nog harder en sê, laat hom gekruisig word. En toe Pilatus sien dat niks help nie, maar dat daar eerder 'n oproer kom, het hy water geneem en sy hande voor die skare gewas en gesê, ek is onskuldig aan die bloed van hierdie regverdige man. Julle kan toesien. En die hele volk antwoord en sê, laat sy bloed op ons en op ons kinders kom. Toe laat hy vir hulle Barabbas los, maar Jesus het hy laat gesel en oorgelewer om gekruisig te word. Tot sover die woord van die Here. En ons gaan hierdie geskiedenis gaan ons nou behandel. Ons lees in Matteus 26 dat hoe Jesus deur Judas verraai is tydens hierdie Paasfees. Dit was die tyd van Paasfees en in die tyd van Paasfees word die uittog van Israel uit Egipte herdenk. Dit was vir hulle die Pasga, die Paasfees wat daar in daardie tyd afgespeel het toe Jesus verraai en gevange geneem is. Hy was weggelei na die hoëpriester Kajafas en na die skrifgeleerdes, die owerstes van die volk en die ouderling en die fariseërs toe. En hierdie hele groep van leiers het al voor sy gevangeneming het hulle saam vergader om te bepaal waarvan hulle hom kon beskuldig. Jy moet dan 'n goeie rede hê om voor Pilatus te lei en gekruisig te laat word. Hulle wou dat hy gekruisig moes word, maar die vonnis kon net uitgespreek word deur Pilatus, wat die Romeinse gouverneur op daardie oomblik in Israel was.
En die beskuldigings teen Jesus was ook nie sterk genoeg dat Pilatus hom sou kruisig nie, en moes hulle 'n aantal valse beskuldigings teen hom opstel, sodat Pilatus die kruisdood oor Jesus kon uitspreek. Nou soos ons gelees het die goewerneur die gewoonte gehad om tydens die fees een van die gevangenes vry te laat. Die gevangene sou dan deur die volk gekies word, wie vrygelaat moes word. En die Bybel sê in Matteus 27 vers 16, wat ons gelees het, dat Barabbas 'n berugte gevangene was. Hy was berug, sê die woord. Maar dan wonder ons, wie was hierdie Barabbas? Daar word nie baie oor Barabbas vertel nie. So wie was hierdie Barabbas? As ons sy naam hoor, dan dink ons aan 'n gewetenlose, onbeskofte, gevaarlike en geweldige moordenaar. As jy hom in die straat sou raakloop, sou jy dalk aangeval word deur 'n man soos Barabbas. Dis hoe ons oor hom dink. Maar was hy regtig daardie tipe mens? Was hy regtig so gevaarlik? Uit die Bybel kan ons 'n paar dinge aflei oor wie hierdie Barabbas werklik was. En dis nogal treffend as jy dit lees. In ons Bybel word vermeld dat hy 'n berugte gevangene was. En Matteus gebruik vir hierdie woordjie berug, gebruik hy die Griekse woordjie episemon, wat in die Bybel dan vertaal is as berug, maar dit kan ook vertaal word met die woord noemenswaardig of bekend. So hy was bekend, dis wat daar staan. Hy was bekend by die volk. Hy was noemenswaardig, hy was belangrik selfs vir die volk. Hy was bekend by die volk. As hy 'n misdadiger by die mense was, as hulle hom so geken het, dan is die woord reg vertaal met berug. Maar ons lees in Matteus 15 vers 7 dat hy in die gevangenis was, ons lees in Markus 15 vers 7 dat hy in die gevangenis was in verband met 'n oproer. Waarskynlik teen die Romeine, waarby ten minste een persoon vermoor was. En saam met hom was daar meer oproermakers. Met ander woorde, hy was nie die enigste een nie, maar hy was waarskynlik die leier onder die groep, Barabbas. En dit wil ook nie sê, dit word ook nie gesê dat hy die persoon vermoor het nie, maar dat tydens die oproer is iemand vermoor. En omdat hy die leier was hy aangewys as die verantwoordelike. Hierdie party of hierdie groep was waarskynlik deel van die Zelote, 'n politieke party wat teen die Romeine opgestaan het. Hulle was die ouens wat Romeine in lokvalle gelok het en Romeinse soldate aangeval het. Hulle hierdie oproere veroorsaak, die Zelote. Hulle was gewapen en het met die Romeine geveg. Daarom moes Barabbas bekend gestaan by die volk as 'n vryheidsvegter, wat alles gedoen het om die volk van die Romeine te bevry. Vir die meeste Jode was hy daarom 'n held, want hy het baklei teen die Romeinse oorheersing. Nou ek het al 'n paar keer aangehaal, maar dit is wat die Jode, die volk, van die Messias verwag het. Hulle het verwag dat die Messias die volk sou verlos van die Romeinse oorheersing. Daarom het baie mense getwyfel aan Jesus, want hy het nie opgestaan teen die Romeine nie, maar Barabbas het. En dis hoekom hy so positief bekend gestaan het by die volk. Barabbas moet daarom definitief aanhangers gehad het, wat gedink het dat hy dalk die Messias moes wees, wat besig was om hulle van die Romeine te bevry. En hy moet baie aanhangers gehad het. Die gedagte was glad nie snaaks nie. As jy bedink dat die Israeliete vroeër verdruk was deur die Egiptenare, en God vir Moses geroep het om die volk te bevry uit die mag van die Egiptenare, en hy het self 'n Egiptenaar doodgeslaan. Dit is dan baie toevallig, nee, en baie ooreenkomstig met mekaar. Moses wat 'n Egiptenaar doodgeslaan het en hierdie Romein wat nou tydens die oproer vermoor is. Daarom moet baie Jode hierdie Barabbas vergelyk het met Moses.
Hoe toevallig kon dit wees dat die volk juis op die fees van die Jode ter herinnering aan die bevryding van hulle uit Egipte, die Paasfees, vir Barabbas kies om vrygelaat te word. Hulle het hom gesien as die bevryder. Hulle het hom gesien as die verlosser. Dit was geen toeval nie. Maar daar is nog 'n baie spesiale en belangrike besonderheid met hierdie man Barabbas. Ons lees in Matteus 27 vers 17 dat Pilatus vir die volk vra wie hulle wil hê wat hy moet vrylaat. Barabbas of Jesus wat genoem word Christus. En dit is treffend. Hoekom moet Pilatus dit so omskryf? Hoekom is dit nie genoeg vir hom om te sê wie moet hy vrylaat? Barabbas of Jesus nie? Dis nie wat hy sê nie. Hy sê wie moet hy vrylaat? Barabbas of Jesus wat Christus genoem word. Hy voeg daar die woorde aan toe, Jesus wat Christus genoem word. Hoekom moet hy wat Christus genoem word daaraan toevoeg? Is dit nie genoeg nie? Is die naam van Jesus nie verskillend genoeg van Barabbas nie? Barabbas was waarskynlik nie sy werklike naam nie. In die grondteks van Matteus 27 vers 17 staan daar nog iets by die naam van Barabbas. Barabbas sê eintlik maar net dat hy die seun van Abbas was. Hy was die seun van Abbas. En 'n seun van 'n pa kry nie sommer die naam nie. So Barabbas moet 'n ander naam gehad het as net Barabbas. En dit is moontlik dat die vertalers gedink het dat dit so verwarrend sou wees om sy naam te noem, dat hulle hierdie naam nie genoem het nie, in die vertaling nie, want in die oorspronklike konteks staan dit, en gelukkig is dit ook weer opgeneem in die 2020 vertaling. In die grondteks staan, dat toe Pilatus hierdie twee manne aan die volk voorgehou het, dat hy gevra het wie van die twee hy moet vrylaat. In Grieks, Iesus, Barabbas, of Iesus, wat Christus genoem word. Al twee hierdie manne se name was Jesus. En die naam Jesus beteken redder, sodat Pilatus gevra het wie hy moes vrylaat, die redder wat die seun van Abbas is, of die redder wat ook gesalfde genoem word. En in die verlede het mense al kwaad vir my geword dat ek hierdie ding gesê het, maar dit staan in die grondteks, dat Barabbas se naam ook Jesus was. En vir ons sou die keuse vandag maklik gewees met die kennis wat ons nou het oor Jesus. Maar dit was glad nie so vanselfsprekend in daardie tyd nie. Ons moet verstaan dat daar meer manne in die tyd gesê het dat hulle die verlosser was. En Barabbas was een van hulle. So dit was nie so maklik om Jesus te herken as die Messias nie. En die oë van die volk was Barabbas, meer hulle redder van die volk as wat Jesus was. Watter Jesus wil julle terug hê? Wie wil julle volg? Ons lees in Johannes 5 vers 41 iets baie spesiaals. En dit is goed dat jy net blaai na Johannes 5 vers 41 toe, vanaf vers 41. Jesus praat daar, ons moet besef dat Jesus daar praat met gelowige Jode. Gelowige Jode, en hy sê vir hulle dat hy die eer van mense nie aanneem nie. Ander vertalings sê dat hy die eer van mense, dat hy nie behoefte het aan eer van mense nie. Het is altyd lekker om eer van mense te kry. Baie leiers soek juis eer van mense. Jesus sê, ek het die behoefte aan eer van mense nie. Hy sê, ek neem eer van mense nie aan nie. Vir hom gaan dit nie oor aansien van mense nie, en hy probeer nie om mense te beïndruk nie. Hy bly eerlik en loyaal ten opsigte van sy roeping en sy verhouding met sy Vader. Mense kan hom nie beïndruk nie, sê hy. Maar iemand soos Barabbas, hy wil gesien word en hy wil geken word deur die volk. En die volk het geweet wie hy is en wat hy vir hulle gedoen het en wat hy doen as verlosser van die volk. Hy was die held. Hy was geliefd onder hulle. Maar anders as Barabbas
het Jesus die eer van mense nie gesoek nie, en nie aangeneem nie. Hy het nie sy bes gedoen om in aansien van mense te wees nie, inteendeel, hy het baie mense geïrriteer en afgestoot. En veral die fariseërs en skrifgeleerdes, hulle was nie lief vir hom nie. In vers 42 van Johannes 5 lees ons dat hy vir hulle sê, en dit is treffend, jy moet dit lees, dit staan daar in jou Bybel, Johannes 5 vers 42, daar sê hy, dat jy hulle ken, maar ek ken julle, sê hy, ek ken julle, dat julle die liefde van God nie in julle het nie. En dis nogal iets om uit te spreek, dan maak jy jou regtig nie gewild by die mense nie. Hoe sal Jesus dit vir ons vandag sê? Mense wat aansien van mekaar soek, eer van mekaar soek in die kerk. En hoeveel mense is daar nie, wat juis aansien van mekaar soek vandag? Jesus sê, ek ken julle. Julle soek eer van mense. Julle die liefde van God nie regtig in julle harte nie. Julle nie die eer of die liefde van God in julle nie. Dis treffend. Hulle dink miskien dat hulle God se liefde in hulle het, maar Jesus sê, dit is nie so nie. En dan sê mense, maar ons gaan ons kerk toe. En ons gee offerandes aan die kerk, en ons hou stilte tyd. En as dit veral dat dit duidelik moet wees dat hulle stilte tyd hou. Jesus sê in vers 43a, sê hy, dat hy in die naam van sy Vader gekom het, en dat hulle hom nie aanneem nie. Dit is treffend, dit is soos Johannes 1 dit beskryf. Hulle het hom nie geken nie, hulle het hom nie aangeneem nie. Hy sê, ek kom in die naam van my Vader, maar julle neem my nie aan nie. Maar iemand wat indruk op hulle gemaak het, iemand soos Barabbas, wat opval, wat eer soek, wat geken wil word deur die volk, wat doen, wat hulle wil hê, wat moet gebeur, hulle sal hom aanneem. Iemand wat aansien verwerf, en wat deur mense op 'n voetstuk geplaas word, hom sal mense vinnig aanneem, en as 'n leier oor hulle aanstel. Soos wat Jesus sê in Johannes 5 vers 43b. En dan gebeur dit, dat kerke, selfs opregte kinders van die Here, mislei kan word. En afdwaal vir die waarheid uit die woord van God. Alles wat so 'n leier dan sê, of wat hy beweer, word amper blindelings aangeneem, omdat hulle aan sy lippe hang, sonder dat dit getoets word aan die woord. Jesus vra in Johannes 5 vers 44, hoe kan ons dan glo, as ons mekaar vereer, en die eer of die seën, wat van God kom, nie soek nie? Weet jy, ek het al baie kere beleef, dat dinge wat mooi klink, aangeneem was as waarheid, wat glad nie in die Bybel staan nie. Leerstellings wat uit Amerika uitkom, en wat net klink, dit moet reg wees, al staan dit in die Bybel nie. En ek glo, alles wat ons sê, en alles wat ons doen, moet getoets kan word aan die woord. Baie valse leerstellings, en selfs onbybelse gewoontes, tradisies en bygelowe, het daardeur in die kerk van Christus binnengedring, en word vandag aanvaar as waarheid en as normaal. Ek lees byvoorbeeld nêrens in die Bybel, dat ons moeder Maria moet vereer. Maria, die moeder van Jesus, dat ons haar moet vereer, of dat ons 'n kruis moet slaan, of dat ons kersies moet aansteek in die kerk, vir ek weet nie wat nie. Dit staan nie in die Bybel nie. Maar voordat ons nou spesifieke kerkgenootskappe afskiet, moet ons ook bereid wees om na onsself te kyk en te dink oor wat ons glo, wat ons doen en wat ons bely, wat nie in die woord staan nie. Of dalk anders in die woord beskryf staan as wat ons glo. Ondanks dat Barabbas die held van die volk was hulle mislei. En het 'n groot deel van die volk geglo dat Barabbas, dat hy die Messias was. En dit is aangemoedig deur die leiers. Hulle het Barabbas as leier aangestel en aangewys en nie Jesus nie. Baie mense het hom gevolg en in hom geglo en wou hê dat hy vrygelaat moes word daarom. Baie van hulle sou dit selfs as die wil van God beskou het, dat hy vrygelaat moes word, spesifiek op hierdie dag van Paasfees.
omdat hy die volk sou bevry van die Romeinse oorheersing. Hulle was deur hom as hulle leiers, of deur hulle leiers verblind, en hulle die ware verlosser, wat Christus genoem word, nie herken nie. Tragies. Ons het gelees in Matteus 27 vers 19 en 20, dat terwyl Pilatus nog besig was om te oorweeg, het hy 'n boodskap gekry van sy vrou. Daar staan nie hoe hy die boodskap gekry het nie, of iemand dit in sy oor gefluister het, of dat hy 'n briefie gekry het, of wat ook al, staan nie hoe hy dit gekry het nie. Maar in die boodskap was dit duidelik dat sy vrou 'n droom gehad het oor Jesus, wat Christus genoem word. En dat hy het, in die droom het haar baie swaar laat kry. Maar ondertussen, terwyl die boodskap nou in die oor van Pilatus gefluister word, of dat die briefie lees, of wat ook al, is die owerpriesters en die ouderlinge besig om die skare oor te haal om te pleit vir Barabbas se vrylating en om Jesus wat Christus genoem word om te laat bring. Dit wys jou watter invloed die leiers van die volk, die owerpriesters en die ouderlinge en die skrifgeleerdes, die fariseërs, wat 'n geweldige invloed hulle gehad het op die volk. En hoe maklik dit was vir hulle om as leiers, ek meen die volk moet na hulle opsien en hulle leiers, of hoe maklik was dit om die volk in 'n verkeerde rigting te laat dink. Wat hulle ook al gesê het, dit moes volgens die volk die waarheid wees, want hulle is die volk se leiers, geestelike leiers. Hulle was tog veronderstel om goed opgeleid te wees en bekwaam te wees om die volk geestelik te kan lei. Maar beïnvloed deur die vyand en hulle eie hoogmoed, soek na eer van mense, het hierdie goed opgeleide owerpriesters en ouderlinge hulle nie laat lei deur die skrifte nie en ook nie deur die gees van God nie, waardeur die hele volk mislei was en nie in staat was om te weet wie werklik die Messias was nie, en wat besig was om op hierdie oomblik te gebeur nie. Hulle het massaal gekies om die Seun van God, die ware Messias, juis die een wat vir hulle gekom het, om hulle te red, om hom te kruisig. Hy het onder hulle gekom, en hulle het hom nie geken nie. Ons moet besef en verstaan dat elke mens, maak nie saak hoe intelligent, wat sy graad hy behaal het, of hoe gedrewe of gewild hy is nie, elke persoon kan onder invloed van sy omstandighede, of deur sy hoogmoed, of beïnvloeding van die vyand, of deur ander mense, deur verkeerde raad, verkeerde onderrig en verkeerde leiding te gee. Jesus sê in Matteus 7 vers 15 en 16, en dit is baie belangrik dat ons dit besef, dat ons moet oppas vir valse profete in skaapsklere. En jy dink is maklik, maar dis hierdie manne wat eer van mense soek en eer van mense kry, wat gesien word as 'n tipe Barabbas, wat ons op die regte manier lei. Jesus sê, oppas vir sulke wolwe in skaapsklere, en dat ons hulle aan die vrugte sal herken. Dit is baie belangrik. Ons sal hulle aan hulle vrugte herken, nie aan die dinge wat hulle doen nie. In vers 21 tot 23 sê Jesus van Matteus 7, dat nie elkeen wat vir hom sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil van sy Vader doen. Dit is treffend. Baie sal vir hom sê die woord, baie sal vir hom sê dat hulle in sy naam geprofeteer het, en duiwels uitgedryf het, en in sy naam baie kragtig gedoen het, maar hy sal vir hulle sê, dat hy hulle nooit geken het nie, en dat hulle moet weggaan van hom, julle wat die ongeregtigheid werk. Hulle lyk soos oortuigende leiers. Dit lyk asof hulle die waarheid spreek. Dit klink so goed en so waar en so mooi wat hulle doen. Jesus sê, Jesus waarsku ons ook vandag, aan die vrugte sal julle hulle ken. Let op, hy sê nie aan hulle gawes nie. Hy sê nie aan hulle uiterlikhede nie. Hy sê nie oor hoe mooi hulle kan bid nie. Hy sê aan hulle vrugte sal jy hulle ken.
Iemand wat in sy eie naam kom, eer soek van mense, waardeur hulle daardie mense mislei om nie die eer van God te soek nie, is hierdie mense vir wie Jesus sal sê, gaan weg van my, ek het jou nooit geken nie. In plaas daarvan om die Here te volg en om hom gehoorsaam te wees, verlei hulle die gemeente om te glo in dinge wat nie in die woord staan nie. Elke geestelike leier het daarom 'n geweldige groot verantwoordelikheid teenoor die Here en sy volgers om die woord suiwer te bring wat getoets kan en moet word. Maar ook in sy verantwoordelikheid as leier is dit belangrik dat hy sy hart suiwer en opreg hou en dat hy iemand is wat deur mense vertrou kan word en by wie mense veilig voel. Hy moet iemand wees wat geesvervuld is en hom laat lei deur die Heilige Gees met 'n passie om die mense oor wie hy aangestel is te lei na 'n diepere verhouding met die Here. Dit is die persoon wat gelei word deur vrugte en nie deur dade nie. Ondertussen moet ons almal ons laat lei deur die Heilige Gees, wat dit ook aan jou sal openbaar as iets nie reg is, as iemand iets verkondig wat nie volgens die woord is nie. Daarom is dit noodsaaklik dat ons almal 'n verhouding het met die Heilige Gees wat in ons is. Uiteindelik het Pilatus vir Barabbas vrygelaat. Ek het gewonder wat Barabbas op daardie oomblik gedink het. Dit staan nie in die woord nie, maar ek het my net vir myself gewonder wat sou Barabbas op daardie oomblik gedink het. As ek so vinnig daaraan dink, dan dink ek dat Barabbas net wou wegkom daar. Stel voor dat Pilatus hom sou bedink, want hy kon in Jesus wat Christus genoem word geen fout vind nie, terwyl hy geweet het dat Barabbas onder leiding gestaan van 'n groep wat 'n moord gepleeg het. Barabbas wou daar wegkom van die toneel so vinnig as moontlik. Hy moes geweldig groot geskrik het oor hoe die volk teenoor Jesus wat Christus genoem word gereageer het. Sê nou net die mense sou van plan verander het en hy self moes gekruisig word. Ek dink dat hy baie vinnig weggekom het daar. En ons lees ook verder niks meer oor hom in die Bybel nie. Miskien het dit later by hom opgekom dat hierdie onskuldige man, wat sy naamgenoot was, maar wat Christus genoem word, dat hy uiteindelik sy plek ingeneem het. Hy wat onregverdig behandel is. As dit nie vir hierdie Jesus wat Christus genoem is nie, as daar dalk iemand anders was wat gewilder sou gewees het as wat hy was, dan sou Barabbas miskien nou gekruisig moes geword het. Maar hierdie Jesus wat Christus genoem is, het sy plek ingeneem, terwyl hy homself nie eers probeer verdedig het nie. Hy het nie eens probeer om mense te oortuig dat hy die werklike redder is nie, maar het net so aanvaar dat hy, Barabbas, vrygelaat moes word. En so was Barabbas, is treffend, maar so was Barabbas die eerste persoon in wie se plek Jesus letterlik gesterf het. As my vinger na Barabbas sou wys, as 'n groot sondaar, wys daar dieselfde vinger ook na jou en na my. Dit kon net so goed ek of jy gewees het wat daar gestaan het, in Barabbas se plek. En dan sou ons, ek en jy, of ek of jy, sou daar langs Jesus gestaan het, wat Christus genoem word. Hy is waarlik onskuldig, en hy behoort vrygelaat te word. En ek en jy sou moet gekruisig word. En dan hoor jy Pilatus se woorde, Pilatus se vraag, wat sê, wie moet ek vrylaat? En dan staan ons daar. En dink net aan hoe Jesus dan na jou of na my sou gekyk het, daar liefdevolle oë, as 'n versekering van, moenie bekommerd wees nie. Ek sal jou straf op my neem, al was jy verkeerd.
Ek sal sorg dat al jou foute uitgevee word. En dan hoor jy hoe die mense jou naam begin roep om vrygelaat te word. Wat moet ek doen met Jesus wat Christus genoem word? En die mense skree, kruisig hom. Kruisig hom. En hy is gekruisig. In Barabbas se plek. Maar ook in jou en my plek. Want ons is ook skuldig. Ons kan nie vergelyk word met Jesus nie. Ons moes gekruisig geword het. Barabbas is vrygelaat om te lewe, net soos ek en jy ook vrygelaat, vrygemaak is om te lewe, vir ewig, omdat Jesus gesterf het. Ek gaan eindig. Weet jy, baie mense ervaar hierdie waarheid as 'n mooi storie, wat in die Bybel staan. Maar hierdie is nie net 'n mooi treffende storie nie. Hierdie is 'n werklikheid. Hy het die prys vir jou en vir my betaal. En ons moet net glo dat Jesus, wat Christus genoem word, dit vir ons gedoen het, vir jou en vir my gedoen het, en hom aanneem as ons verlosser. En as jy nog nie 'n keuse gemaak het om hom aan te neem nie, as jy dalk iemand is wat na hierdie video kyk, en nou besef dat Jesus ook jou plek ingeneem het, al wat jy hoef te doen, is hom te vra, om ook jou verlosser te word, hom te aanvaar as jou Messias, dan is jy deel van hierdie goddelike gesin, en is God ook jou Vader. Ek gaan nou vir jou bid. Vader, ons dank U vir U woord, dat ons in U woord kan lees, hoe hierdie geskiedenis gegaan het. Dankie dat ons kan besef dat U seun vir ons die prys betaal het, in my plek, in elkeen se plek. En dat ons verlos kan word van ons sondes, nie net vir dit wat ons gister gedoen het, maar ook vandag, en ook die sondes wat ons môre gedoen het, dat ons deur U genade vrygemaak kan word van ons sondes, en kinders van die lewende God genoem kan word. En ek bid, Vader, as iemand hier kyk wat nog nie seker is of hy 'n kind van God is nie, dan bid ek dat U Gees die persoon sal oortuig om ook U kind te word, deur Jesus aan te neem en te bely dat Jesus vir hom, vir haar gesterf het, vir sy of vir haar sondes. Seën elkeen, Vader, wat na hierdie video gekyk het, en dat elkeen sal besef wat dit beteken, dat U seun gestuur het na die aarde toe, hierdie wêreld toe, om sy lewe te gee, nie net vir die Jode nie, maar ook vir die Grieke, die heidene, waartoe ons val. Weereens, Here, weet ons nie hoe ons op 'n ordentlike manier vir U dankie kan sê vir alles wat U vir ons gedoen het nie, die prys wat vir ons betaal is. Seën ons, gebruik ons, om as U instrumente hierdie wonderlike boodskap van verlossing deur te gee in die naam van Jesus. Amen. Mag die Here julle seën.